Ons skriflesing is vanoggend Matteus 6 vers 13 en Psalm 86 vers 14 tot 17. Maar voor ons daar saam lees, kom ons sluit net die oë en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons harte is vol van vreugde, blydskap omdat ons vir U kan ken. Ja Here, omdat U deur U Seun, deur die bloed van die Seun ons losgekoop het en vry gemaak het. En ons name is opgeskryf daar by U, Here. Het ons 'n diep vrede en vreugde omdat ons aan U behoort. En daarin wil ons roem. En daarom moet ons vrymoedigheid om na U te kom en U te aanbid en U te loof en te prys met ons hele hart. Ja Here, ons weet ons pogings om U lof te besing en U te verheerlik is eintlik maar gering in vergelyking met wat U toekom. Maar ons weet U aanvaar dit omdat U bloed, die bloed van die Seun ons heilig en ons reinig. Ons wil onsself aan U kom toewy en U kom loof en prys vir U goedheid, U liefde. Ja Here, ons dankie vir U algemene genade, die reën wat U so mildelik gegee het in ons land tot op hede. En ons bid vir dele waar dit nie goed gereën het nie, en ons weet, die reënseisoen lê nog voor, ons bid dat U net verder sal voorsien, en dat U ook geestelik sal voorsien, ook vanoggend, dat U, soos wat reën val op droë aarde, U deur U Gees en die woord ook tot ons harte sal spreek, Here. Kom praat U met ons deur U woord. Maak ons ore en ons oë oop vir dit wat U vir ons wil sê. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ek gaan net eers Matteus 6 vers 13 lees, deel van die Onse Vader gebed, en dan gaan ek in die boodskap gaan ek terugkom na Psalm 86. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Deel van die Onse Vader gebed. So leer Jesus sy disippels om te bid. En in Johannes 17 bid Jesus ook vir sy disippels. Die aand voordat hy gevange geneem is om gekruisig te word, en dan bid hy vir sy disippels in Johannes 17. Ja, die tema is verlos ons van die bose wat aansluit by Jesus se gebed. En in Johannes 17 dan bid Jesus vir sy disippels: Heilige Vader, bewaar hulle wat U aan my gegee het in U naam. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Dis dan ook ons tema. Bewaar ons van die bose. Ek bid dat U hulle van die bose bewaar. Nou wanneer Jesus van die bose praat, is die vraag natuurlik, wie is die bose van wie Jesus praat? Wat is sy identiteit en wat doen hy? En as in Openbaring 12 vers 9 gee Johannes vir ons 'n baie goeie beskrywing van die bose in sy verskillende gestaltes. Dis een vers wat dit nogals mooi saamvat. Daar praat Johannes van die groot draak, die slang van ouds, die duiwel en wat die Satan genoem word en wat die hele wêreld verlei. Dis 'n baie goeie samevatting van wie die bose is. In Genesis 1, in die eerste boek van die Bybel, verskyn die bose in die gestalte van 'n slang. Die duiwel is nie die slang nie. Die duiwel het van hom besit geneem, die bose het van hom besit geneem en praat deur hom. En Johannes verwys in Openbaring na hom as die duiwel, in Grieks diabolos, en dit beteken iemand wat 'n ander een belaster, vals beskuldig en verdeeldheid en oneenigheid skep. Dis wat diabolos, dis wat duiwel beteken. Hy verwys ook na hom as die Satan, dis die Hebreëse term wat in die Ou Testament gebruik word. Satan beteken ook teenstander of aanklaer. Dis soos wat die Satan vir Job by God aangekla het. Hy kla vir jou ook aan. Johannes verwys ook na hom as die een wat die hele wêreld verlei, en daarom noem Jesus hom ook op ander plekke in Johannes Evangelie die heerser of die owerste of die God van hierdie wêreld. En Jesus noem in sy gesprek met die Jode wat nie in hom glo nie, dan sê hy vir hulle, julle glo nie in my nie, die duiwel is julle vader, en dan noem hy die duiwel 'n mensemoordenaar en die vader van die leuen. Dis wie hy is.
En in Openbaring 12, as jy dit gaan lees, van die hoofstuk in Openbaring, wat nogals baie duidelik is dit duidelik dat die duiwel of die Satan vroeër 'n engel van God was. Moenie my presies vra hoe dit werk, dis wat die woord van die Here vir ons sê. Maar vanweë hoogmoed in opstand gekom het teen God en uit die hemel gewerp is. Johannes beskryf dit. Hy sê daar het toe oorlog gekom in die hemel, Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan, dis na sy opstand, dis na sy val. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi, en sy engele saam met hom. Nou as jy nou daar in Openbaring 12 vers 4 gaan lees, dan sien jy dat die duiwel 1/3 van die engele saam met hom geneem het in opstand teen God. Paulus verwys na hierdie stryd in Efesiërs, waar hy vir hulle sê, bly op julle pos, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Nou hy is nie alomteenwoordig soos God nie, daarom het hy bose geeste en engele, demone, jy kan hulle, daar's verskeie name vir hulle. En dan sê Paulus, bly op julle pos, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, en elke bose gees in die lug, en hy manifesteer dan ook partykeer as demone. Nou die bose geeste in die lug is gevalle engele en die duiwel se gesande in die stryd teen God. En wanneer ons dit nou alles hoor, dink ons onmiddellik dat die duiwel, ons as gelowiges, se vyand nommer 1 is. Nou die duiwel is uiters gevaarlik, en ons sal daarby uitkom. Maar hier moet ons net so 'n oomblik stil staan en perspektief behou in die lig van verlede week se boodskap. Verlede week het ons gehoor dat ons as gelowiges se grootste vyand, jou grootste vyand, soos wat jy hier sit, is die boosheid en die bedrieglikheid van die ou mens van jou ou hart. Die ou mens wat saam met Christus gekruisig is, as jy aan hom behoort. As jy nie aan hom behoort nie, is jy uitgelewer in jou ou hart. Wat al vele Christene in die diepste sonde ellende gedompel het, sonder dat die duiwel 'n vinger verroer het. Hy hoef niks aan jou te doen, hy los jou net. Nou verlede week het ons stilgestaan by Psalm 86, waar Dawid vir ons riglyne gegee het oor hoe ons hart moet bewaak en oppas, sodat ons as gelowiges, en dit is baie belangrik, in nederige afhanklikheid, gebrokenheid, met ontzag vir God, ons nuwe harte aan God toewy, om hom lief te hê, en dit sal ons daarvan bewaar, om na ons ou mens te luister, sodat sonde en misleiding insluip en ons hart steel en ons in ellende dompel. En as jy dink dit kan nie gebeur nie, lees maar net die nuus, dan sien jy hoe gebeur. En kyk net rondom jou, en kyk net in jou eie hart en lewe. Nou die rol wat die duiwel hier speel, is dat hy alles sal doen om ons te versoek en te verlei, sodat ons sal luister na die sondige begeertes en die misleiding van ons ou hart. Dis wat hy doen. Alles wat hy doen is om net dat jy moet luister na jou ou mens. Psalm 86 val uit in 5 dele, waarvan ons vir die week 4 dele behandel het. Smeekgebed om verlossing van die vyand in sy hart, dis die ou mens, en dan lofprysing, en dan die hooffokus van sy gebed, verenig my hart tot die vrees van die naam, en dan danksegging. En vanoggend kyk ons na die 5de deel van Psalm 86, saam met Matteus, wat ek gelees het, en ook Johannes 17, en dis 'n smeekgebed om verlossing van die vyand van buite. Nou kom ons lees dit saam. Ek lees dit vir iets vanaf vers 14 tot 17. Dawid bid, hy sê, o God, vermeteles het teen my opgestaan, 'n klomp geweldenaars soek my lewe en hou U nie voor oë nie. Maar U, my Heer, U is 'n barmhartige en 'n genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. Dit kom uit Eksodus 34 vers 6, wat die Here homself aan Moses geopenbaar het. Draai na my en wees my genade, gee U krag aan U dienskneg en verlos die seun van die diensmeisie. Gee my 'n teken van goedheid, sodat hulle wat my haat, dit kan sien en beskaam staan. U Here het my immers gehelp en getroos. Nou hier is dit duidelik dat Dawid se lewe fisies bedreig word deur geweldenaars wat hom wil doodmaak.
En Dawid beroep homself op die genade van God, op sy karakter, om hom te beskerm, want hy weet hy is nie sonder sonde nie. Miskien sou jy nou wil vra, maar wat het Dawid se stryd teen geweldenaars wat hom wil doodmaak te doen met ons as gelowiges se stryd teen die bose? Wel, in die eerste plek sou mens kon sê, kan ons soos Dawid ook net bid om God se bewaring van die bose op grond van God se genade in Christus. Dis jou enigste grond, waardeur God ons gered het, en nie omdat ons sonder sonde is nie. Die kruisdood van die Here Jesus, as offer vir jou sonde, is die enigste grond, op grond waarvan jy kan bid vir God se bewaring van die bose. En Jesus het ons geleer ons moet daarvoor bid. Terug na Dawid. Wanneer Dawid bid, o God, vermetelis het teen my opgestaan, 'n klomp geweldenaars soek my lewe en hou U nie voor oë nie, dan is dit eintlik presies dieselfde as Petrus wat waarsku in die Nuwe Testament. Wees nugter, wees waaksaam, julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Skrikwekkende beeld. Dis hoe hy is. Ons het gehoor wie hy is en wat se mag hy het, en hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Soos wat geweldenaars onder aansporing van die bose God se uitverkore koning Dawid wou vernietig, en eintlik was dit maar net die duiwel wat agter dit gesit het, was daar dwars deur die geskiedenis van die Ou Testament en die Nuwe Testament en vandag 'n aanslag om God se uitverkore diensknegte, profete en kinders te vernietig. Is nou nog so. In Johannes 8:44 noem Jesus die duiwel 'n mensemoordenaar van die begin af. En nie lank nie het Kain vir Abel doodgeslaan. So ten eerste bid Jesus vir sy kinders dat die duiwel hulle sal bewaar, dat die Vader hulle sal bewaar van die duiwel as mensemoordenaar, dat die Vader sy kinders sal bewaar van die duiwel as mensemoordenaar. En interessant, in Openbaring 9 vers 11 word die duiwel beskryf as die engel van die onpeilbare of onderaardse diepte, in Hebreëus sy naam Abaddon en in Grieks Apollyon. Nou baie interessant, Abaddon en Apollyon beteken beide verwoester, wat mense aanhits om God se diensknegte en kinders uit te moord. Die duiwel is 'n verwoester. In Matteus 23 vers 34 tot 37 wys Jesus op die bloed van regverdiges in die Ou Testament, wat in die Ou Testament vergiet is, van Abel in Genesis tot by die profeet Sagaria wat in 520 voor Christus in die tempel vermoor is. So Jesus wys, dit het gebeur dwars deur die Ou Testament. En in die Ou Testament het die duiwel meestal konings en godsdienstige leiers gebruik om God se getroue diensknegte en veral profete te vermoor. Interessant, Stefanus, die eerste Christelike martelaar wat ook gesterf het, bevestig dit met sy woorde aan die Jode voordat hy self deur die Jode gestenig is. Hy het vir hulle gesê, voordat hulle hom met klippe doodgooi, julle voorvaders het God se boodskappers doodgemaak, wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het. Nou het julle self die regverdige verraai en vermoor, hulle het vir Jesus ook doodgemaak, en God het dit ingesluit in sy raadsplan om verlossing te bring. En daarna het hulle hom doodgegooi met klippe. En in die Nuwe Testament het die vervolging van God se kinders voortgeduur. Van Jesus se apostels het almal behalwe Johannes 'n marteldood gesterf. Almal van hulle. Sonder uitsondering. Wat die voorreg gehad het om sy apostels, sy disippels te wees. En daarvan getuig Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 11. Want ons wat leef word voortdurend aan die dood uitgelewer ter wille van Jesus. En as Paulus in Romeine aanhaal hoe dat ons aan slagskape uitgelewer is, dan haal hy uit die Ou Testament aan, want dit het daar reeds gebeur. En dit het in die Nuwe Testament gebeur. En deur eeue het miljoene kerkleiers en gelowiges gesterf vir hulle geloof. In die 20ste eeu het ongeveer 70 miljoen gelowiges gesterf vir hulle geloof in Jesus. Meer as in al die eeue voor dit. 70 miljoen. Vandag nog word Christene wreed vervolg en sterf daagliks vir hulle geloof, daar waar die evangelie nie wortel geskiet het en die kultuur van die samelewing verander het nie.
Noord-Korea, Somalië, Jemen, Sudan, Eritrea, Nigerië, Pakistan, Iran, Indië, Afghanistan, Sirië, word Christene daagliks vervolg en wreed doodgemaak oor hulle geloof. Daarom is Petrus se waarskuwing vandag nog net so aktueel. Die teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. En dan voeg Petrus by in vers 9, die duiwel moet julle teenstaan, standvastig in die geloof, in die wete dat julle medegelowiges oor die hele wêreld dieselfde soort lyding verduur. Soos jy op 'n plek is waar jy nie vervolg word nie, waar jy vryheid het, dank die Here. Dis die vrug van die evangelie. Andersins sal jy vervolg word as jy opstaan vir die Here Jesus. Jy gaan wel teenstand ook kry. So geliefdes, waaroor gaan dit hier ten diepste? Ten diepste gaan dit oor 'n stryd tussen lig en duisternis. 'n Stryd tussen die Satan se koninkryk van duisternis en God se ryk van lig. Of jy daarin wil wees of nie daarin wil wees, as jy 'n Christen is jy deel daarvan. En wanneer God vir Paulus as apostel roep, word hy opgeroep vir hierdie stryd. En hy het geweldig gelei en uiteindelik is sy kop ook afgekap. En dan sê die Here vir hom met sy roeping, jy moet hulle, dis die heidene nasies in Israel, se oë oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en die vermag van die Satan tot God kan bekeer. Dis 'n stryd. Die stryd spel oorlog. En vir Christene wat vervolg word, fisiese oorlog. Hulle sterf. In Openbaring 12 spel Johannes dit uit. Nadat die duiwel en sy engele uit die hemel op die aarde gewerp is, lees ons, dan staan daar, wee julle aarde en see, want die duiwel het met groot woede na julle neergedaal, omdat hy weet dat hy min tyd oor het. Met groot woede. En die duiwel weet, hoekom kom hy met groot woede? Want hy weet wat wag vir hom. Hy weet die ewige vuur wat gereed gemaak is vir hom en sy engele, sê Jesus in Matteus 25, in 'n gelykenis oor die eindtyd. In sy woede teenoor God, wil hy soveel moontlik mense doodmaak en saamneem hel toe. Dis wat hy wil doen. As jy kind van God is, moet jy weet, jy het ook 'n nommer waar hy vir jou ook gaan. As jy nie aan Jesus behoort nie, is hy nie so vreeslik bekommerd oor jou nie. Ironies, as die duiwel gelowiges doodmaak, verloor hy eintlik die stryd. En dit maak hom nog kwaader. Want die mag van die duiwel oor hulle lewens, oor die God se kinders se lewens, is reeds op Golgotha deur die kruisbloed van die Here Jesus gebreek. As hulle sterf, is hulle vir ewig in die ryk van die lig. En daarom as hy hulle doodmaak en vervolg, dan is hulle by die Here. Dan verloor hy eintlik. Daarom lees ons in Openbaring 12 vers 11, die gelowiges wat gesterf het, hulle het die duiwel oorwin. Nie dat hulle nie doodgemaak is nie. Op grond van die bloed van die lam, selfs in die aangesig van die dood. Dit wil sê, hulle het nie gestruikel nie, hulle het nie geval nie. Hulle was nie ongehoorsaam nie. Gelowiges wat getrou bly en sterf, oorwin. So wanneer Jesus vir sy disippels vir die bewaring van die bose bid hy nie dat hulle vervolging en teenstel sal vryspring nie. Dis wat ons eintlik graag wil hê, maar nee, hy bid nie dit nie, want dit is eintlik 'n voorreg, want op 'n ander plek sê hy, geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig, vervolg en doodmaak, so mense kom byvoeg, julle loon is groot in die hemel. So wat behels Jesus se gebed om bewaring van die bose? Ek bid dat U hulle van die bose bewaar. God se bewaring sluit wel in dat hulle nie uitgelewer is aan die duiwel as mensemoordenaar nie. Hy is nie uitgelewer nie, ook nie die Christene wat vervolg word nie. God is steeds in beheer. En God sal jou aardse lewe bewaar, sodat hy vir Paulus bewaar het tot op die punt wat sy kop afgekap is, of Petrus wat onderstebo gekruisig is. Hy sal jou bewaar tot dit besluit, dis nou die einde. En die bewaring daarvoor bid Jesus egter meer as dat God ons bewaar van die duiwel as mensemoordenaar. Daar's 'n tweede belangrike saak waarvoor Jesus bid. Ten tweede, Jesus bid, Vader, bewaar U kinders van die duiwel se leuns en misleiding. Want die duiwel is 'n leienaar en die vader van die leuen. As hy bid, bewaar hulle van die bose, dan bid hy, bewaar hulle van die leuns.
van die duiwel. Nou hoe mislei die duiwel mense? Satan doen dit reg van die begin af, en hy's baie listig, hy's baie slimmer as jy. Hy ken die Bybel baie beter as jy. Hy doen dit reg van die begin af. In die paradys praat die duiwel deur die slang met Eva. Listiger staan daar as enige ander wese. En die slang vra oënskynlik onskuldige vraag vir Eva. Hy stel net belang. Hy sê vir Eva, as dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie. En uit die staanspoor verdraai die duiwel God se woorde, want God het nie dit gesê nie. En hy haal God verkeerd aan, want hy is die vader van die leuen. In haar naïwiteit en onskuld wys Eva in Genesis 3 vers 3 die slang daarop dat hulle van al die bome mag eet. God het nie dit gesê nie, behalwe die boom in die middel van die tuin. Vers 3, julle mag nie daarvan eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Eers het die slang net God se woorde verdraai, en toe bevraagteken, en nou maak die slang God openlik tot 'n leienaar. Die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. So hy kom eers mooi, stel belang, vra, en dan maak hy vir God tot leienaar. Dan sê die slang twyfel, ekskuus tog, oor God se karakter. Eintlik is God, wat wil hy vir Eva sê? Eintlik is God net 'n pretbederwe. Deur sy reëls wil hy jou die voorreg ontneem om die lewe voluit te leef, om soos hy te wees. Want as jy daai vrug eet, dan gaan jy soos hy word. Deur hulle ongehoorsaamheid, ons ken die verhaal, bring Eva en Adam die vloek van die sonde oor hulle self, wat hulle in die mag van sonde plaas, vasgevang in sonde en stryk van die duiwel, hy is die heerser van die wêreld, en so ook alle mense na hulle wat ook in sonde gebore is, ek en jy. En as jy twyfel oor sonde, maak net die koerant oop, kyk net televisie. Jy mag dalk sê God bestaan nie, maar wat maak jy met die bose? Daarom noem Jesus die duiwel die owerste van die wêreld, die heerser van die wêreld, omdat alle ongelowiges in die mag van sonde is. Of jy nou so dink en of jy so nie dink nie, jy is in sy, as jy nie die Here ken nie, is jy in sy mag. Jy's uitgelewer aan hom deur jou sondige hart en deur hom. Hy skuif jou rond soos 'n pion op 'n skaakbord en jy besef dit nie. Alle ongelowiges is in sy mag en hy haat dit dat God mense deur geloof in Christus oorbring uit die ryk van duisternis na God se ryk van lig. En dan belangrik, in hierdie stryd sal die duiwel alles doen om mense se geloof in God te vernietig. Hy sal alles doen om jou geloof in God te vernietig. En hoe doen Satan dit? Verskillende maniere. Mense sou baie oor kom praat. Die eerste is die duiwel sal die waarheid van God se woord bevraagteken en verdraai, om gelowiges te mislei, te verwar, twyfel en ongeloof te saai en van God afvallig te maak. Tweedens, deur leuns wil die duiwel die gesag van God se woord aantas om uiteindelik te sê die Bybel is nie God se woord nie. Dis wat hy wil doen. Die duiwel se teologie is in kort, jy kan dit nie alles glo nie. Die Bybel is mense woorde oor God, klink dit vir u bekend? Daarom glo wat jy wil, haal net uit wat jy wil glo. Soos met Eva sal die duiwel altyd 'n gedeelte van die waarheid aanhaal en dit vermeng met die leuen sodat die God van die Bybel as 'n onregverdige pretbederwer voorgestel word. En meestal, en dis wat dwaalleraar so gevaarlik maak, meestal is dit 95% waarheid en 5% die dodelike gif van leuns. Vat 'n liter Coke, dan gooi jy 3 mm strygnien daarin. Dan drink jy dit, dink ek wat gebeur. Dis wat die duiwel doen. Hy kom nie met 'n bottel vol strygnien nie, hy kom met 'n bottel vol Coke met 'n klein bietjie strygnien in. Wat dan alles besmet en wat jou geleidelik wegvat. Het God regtig gesê dit of dat is sonde, soos hy vir Eva gevra het? 2000 jaar gelede was dit sonde vir hulle, maar nie vir jou nie. Of as dit regtig God was, sou hy dit nie
dit of dat gevra het nie, want 'n God van liefde sal dit nie vra nie. 'n Goeie voorbeeld, wat al hoe meer aktueel raak is, jong mense, wat kerk toe kom, en wat saam bly as man en vrou voor die huwelik. Ek praat nou die dag met gister met twee jong mense wat uit die platteland uitkom. Hulle sê, maar dit is die aanvaarbare ding. Hulle bly net saam, hulle het kinders en hulle is in die kerk en hulle gaan net aan asof daar niks meer fout is nie. Want dit voel dan so goed. Dit voel dan so reg. Die Griekse woord porneia, dis waar pornografie vanaf kom, of pornos, dui op enige buitehuwelikse seks. Galasiërs 5, Efesiërs 2, 1 Korintiërs 6, 1 Timoteus 1, jy kan gaan lees daar, wys dat diegene wat daarin leef, willens en wetens, en daar is nogal baie erger teks in Hebreërs 10, sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Kan nie wees nie. Hy sal dit nooit doen nie. Is hy dan nie 'n God van liefde nie? Geloof in die Here Jesus red my nie sodat ek kan voortleef in my sonde nie. Al voel dit hoe goed. Dis hoekom mense egbreek pleeg. Want dit voel so goed. Dit voel so reg. Dit voel so lekker. Geloof in Jesus verander my en maak my vry van my sonde. Genade wat jou nie verander nie, is nie genade nie. As jy vir die duiwel jou pinkie gee, vat hy jou hand, jou arm, totdat hy heeltemal jou in sy mag het. En op seksuele gebied het die duiwel God se waarheid so verdraai. Ek meen dit is totale chaos. Dat dit wat die Bybel in God se oë afskuwelike sonde noem, vandag selfs in die kerk God se goeie gawes genoem word. Jesaja 5 vers 20, wee hulle wat lig duisternis noem en duisternis lig. Seksuele vryheid en losbandigheid het geen grense meer nie. As jy heteroseksueel is, dis net een van die opsies. Homoseksueel, transseksueel, biseksueel, intersex, queer, aseksualiteit. Hoef jy vir jou kinders te verduidelik nie. En dan vra die duiwel, is alle liefde nie liefde nie? Hoekom? Want 'n God van liefde sal mos nie grense stel nie, dan is hy mos nie liefde nie. Dis wat die duiwel doen. Die duiwel bring sy misleiding en verdraaiing van God se woord. Deur sy misleiding en verdraaiing van God se woord bring hy die vloek van God oor mense, deur hulle in die afskuwelikste sondes te dompel. En hulle is rustig. Hulle is rustig, want God is 'n God van liefde. Maar die duiwel, die vader van die leuen, as ons dit nog verder vat, sy hoofdoelwit is om die ware evangelie, waardeur ongelowiges verlos kan word, deur leuns te verdraai, sodat mense nie die waarheid kan hoor en gered word nie, en so verblind die duiwel mense vir die lig van die evangelie. Dit gebeur. Paulus skryf daaroor, hy sê die ongelowiges wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Hoe glo hulle as God genadig is? Soos met Eva, saai die duiwel twyfel oor die kernwaarhede van die evangelie. Jesus is tog sekerlik nie uit 'n maagd gebore nie, dit kan tog nie wees nie. Weet jy van iemand anders wat uit 'n maagd gebore is? Dis maar net 'n fabel, 'n mite. Jesus het tog sekerlik nie uit die dood opgestaan nie, en dan leer die teoloog, nie, hy het in die harte van sy disippels opgestaan. Jesus het tog sekerlik nie al die wonders gedoen nie. Dit weerspreek God se natuurwette. En daarom is die Jesus van die evangelies onbetroubaar, die stories onbetroubaar, want Jesus en sy disippels het al die verhale opgemaak. Soos een goeie voorbeeld, hulle sal sê daar waar Jesus die brood vermeerder het. Jesus het die brood vermeerder nie, sê hulle, nee, hulle sê, almal het elkeen net sy eie broodjie gebing, en toe is daar skielik 'n klomp brood. En dit is baie goed, want hulle help almal mekaar. So ruk die duiwel die hart van die evangelie uit en word die seun van God, wat mense van hulle sonde verlos, deur die vader van die leuen, gereduseer tot 'n brote rolmodel, wat ons net moet wys hoe om te leef. Dis al wat Jesus moet doen. Hy moet net vir jou wys hoe om te leef. En as jy verlore, want dis nie hoekom hy gekom het, vir jou te wys hoe jy moet leef
in die eerste plek nie. Hy het gekom om jou te verlos. Dis 'n ander evangelie. En geloof in 'n ander Jesus kan jou nie vryspreek van jou sonde en verlos van God se oordeel nie. Paulus is duidelik hieroor aan die Galasiërs. Hy sê daar is nie 'n ander evangelie nie. Al is daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus wil verdraai. En hy verdraai hom so, 95% waarheid, 5% leuen. So jy moet mooi lees en jy moet die gawe van onderskeiding hê. Daai 95% waarheid wat hy meng met die 5% leuns, doen hy op so 'n manier dat dit vir jou so aanloklik is dat jy sê, dit moet die waarheid wees, maar jy mis die 5% leuns. Dis hoekom jy die volle woord van God in ag moet neem. En moenie dink, jy gaan die duiwel so maklik raak sien nie. Want hy kom vermom, sodat jy hom nie herken nie. Hy kom as 'n predikant met 'n Bybel in die hand. Hy sluip kerkgeleerdere in. Hy studeer teologie. Hy word 'n dosent. Hy's 'n predikant of 'n pastoor op 'n kansel. In Handelinge 20 vers 30 waarsku Paulus die ouderlinge van Efese en dan sê hy vir hulle, ja, uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agter hulle aan sal probeer verlei. En as julle nie wakker is, gaan julle nie sien nie. Geliefdes, die slang in die paradys het nie sy taktiek verander nie. Hy word net meer listig. En Paulus verduidelik hoe kry die duiwel dit reg om die kerk binne te sluip en die woord van God in die kerk te verdraai en 'n valse Jesus te verkondig. En mense sit in die kerk en hulle kom dit nie agter nie. Hoe doen hulle dit? Hoe kry hulle dit reg? Paulus sê in 2 Korintiërs 11, want sulke mense is valse apostels, slinkse werkers, terwyl hulle self vermom as apostels van Christus. Hulle gee voor hulle dienaars van Christus, maar hulle is nie. Maar hulle lyk soos een, hulle praat soos een. En 95% van wat hulle sê is waar. Dit wil dit so gevaarlik maak. Satan raak onherkenbaar. Want hierdie dienaars van hom is dan so vriendelik en gaaf en opreg en stel belang en vra opregte vrae, maar bring 'n vreemde, valse evangelie. God is net liefde en daar is geen oordeel in die hel nie. Hierdie valse Jesus kan geen mens red van die oordeel wat kom nie. En die toppunt van die Satan se misleiding, en dis waar hy ons wil hê, is dat sy dienaars sal sê, hy bestaan nie. Daar is nie 'n duiwel nie. Daar is nie 'n hel nie. Dis die toppunt van sy misleiding. Dan is hy op sy gevaarlikste. As hy jou so ver kan kry dat jy dink, hy bestaan nie. Paulus verduidelik hoe Satan sy dienaars dit reg kry. Hy sê, en geen wonder nie, want selfs Satan vermom hom as 'n engel van die lig. En daarom is dit ook nie vreemd as sy dienaars hulle ook vermom as dienaars van geregtigheid nie. Dit is nie saaks as sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Jy gaan hulle nie net sien nie. As jy nie 'n intieme verhouding met die Here Jesus het, gaan jy hulle nie sien nie. Satan se predikers preek 'n verdraaide woord van God en 'n ander valse Jesus wat jou nie kan red nie. En hoekom doen hy dit? Ek het dit al aangeraak. Die duiwel wil jou beroof van jou kosbaarste skat. Soos jy hier sit as gelowige van God, as jy hom ken, wil hy jou beroof van jou kosbaarste skat. Hy wil jou geloof en jou verhouding met die Here Jesus vernietig. En as jy kan dwaalleraars kan gebruik, dan is dit die beste, want hy vat jou op 'n pad van misleiding terwyl jy dink jy dien die Here. Wees wakker, moet hom nie toelaat nie, want hy kom na jou toe met groot woede. Jesus het reeds sy disippels gewaarsku. Hy het vir sy disippels gesê, pas op vir die valse profete, hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Daai valse profeet wat so vriendelik is en so innemend is en so belangstel en so vra. Hy's 'n verskeurende wolf. 'n Paar dekades later waarsku Paulus die gelowiges in Efese met presies dieselfde saak en hy sê vir hulle, ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontsien nie. En in die vorige vers het Paulus gesê, uit julle eie midde sal hulle kom.
Wrede en verskeurende wolwe wil jou geloof in Here Jesus vernietig. Jou kosbare geloof. Deur ook die inhoud van jou geloof te vernietig. Deur vir jou 'n ander Jesus te gee om te glo. Wat moet die kerk doen? Dis my laaste punt. Jesus gee vir Petrus 3 laaste opdragte in Johannes 21. Petrus het Jesus 3 keer verloon. Jesus herstel hom in sy amp. Hy sê vir hom, laat my lammers wei, pas my skape op, laat my skape wei. Is eintlik net 2. 2 dinge moes Petrus doen. Pas my skape op en laat my skape wei. En dis wat ons moet doen as kerk. Pas my skape op is die eerste. Keer dat verskeurende wolwe gelowiges se geloof vernietig deur 'n valse evangelie. En hoe moet die geestelike leiers in die kerk dit doen? In die eerste plek wys valse leraars uit en waarsku teen hulle. En onmiddellik gaan die valse leraars vir sê, moenie oordeel nie. Wie is jy om te oordeel? En hulle sakkie met jou kop en jy's so bang om iets te sê, want jy's bang om die Satan se werk uit te wys, want jy's bang jy oordeel. Jesus het gesê, pas op vir die valse profete. Matteus 7 vers 15. Paulus skryf, hy is die een wat gesê het, moenie oordeel nie. Hy skryf en hy sê, vir my, vir Hymenius en Philetus, met al hulle goddelose praatjies, hulle woorde sal soos 'n kanker versprei, hulle gooi sommige se geloof omver, vir my hulle. Hy noem hulle by die naam, hy haal hulle uit. Ons is so bang om mense uit te haal. Hy haal hulle uit. Sê, dis wat hulle doen. En dan, bly weg van hulle af. Moet hulle nie ontvang nie. Hulle moet nie in die kerk wees nie. Paulus skryf in Romeine 16 vers 7, pas op vir die wat mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Moet jou nie blootstel daar nie. 2 Johannes 1 vers 10. As iemand 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en homselfs nie eens groet nie, sê Johannes. En dit is wat dit beteken wat Paulus in Efesië skryf, moenie vir die duiwel plek gee nie. Moenie vir hom plek gee nie. Oei, wie is jy om te oordeel? Moenie vir die duiwel plek gee nie. Moenie vir 'n valse leraar plek gee nie. En die derde ding wat die kerk moet doen is stry vir die ware geloof. Maak seker, dis die ouderlinge se werk in 'n gemeente. Maak seker dat die ware evangelie verkondig word. Judas skryf so 'n kort briefie. En dan sê hy vir hulle, ek voel my verplig om julle met die brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is. Hy sê die rede hoekom hy dit skryf is omdat daar sekere mense julle gelede binne gedring het en hulle gebruik die genade van God. Hulle verwerp die Here Jesus. Stry vir die geloof. Dit wil sê, maak seker dat die evangelie suiwer verkondig word. Dis pas my skape op. Maar Jesus het ook vir Petrus gesê, laat my skape wei. Wat beteken dit? Doe dit eenvoudig. Gee vir die skape God se woord as geestelike kos wat hulle opbou. Wat se geestelike kos eet jy? En daarom skryf Paulus in Timoteus en hy sê vir hom, verkondig die woord, hou tydig en ontydig aan, weerlê, bestraf, bemoedig, gaan hy aan. Hoekom God se woord? Die hele skrif is deur God geïnspireer, dan gaan die valse profeet sê, nee, jy kry die woorde van God in die Bybel, en dis mense woord, dit is nie die hele skrif is deur God geïnspireer nie. Maar dis hoekom ons moet stry vir die geloof. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel. En nadat Paulus die ouderlinge van Efese waarsku teen die valse leraars, sê ek vertrou julle toe aan God en aan die woord van sy genade, want die woord is magtig om julle op te bou. Die woord is magtig om julle op te bou. En dis God wat dit doen. Ek sluit.
Judas waarsku die gelowiges in sy brief teen die misleiding van die bose. En hy roep hulle op om te waak oor hulle verhouding met die Here Jesus, wat die bose wil vernietig. Waak oor jou geloofsverhouding met die Here Jesus. Hy sê, julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Waak daaroor. Waak daaroor, want die duiwel wil dit vernietig. Maar dan sluit Judas af met die belofte dat dit in die laaste instansie God is wat ons van die bose bewaar. Aangrypend. Vers 24 en 25. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons verlosser deur Jesus Christus, ons Here. Aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil vra dat ons nou lied 396 sal saam sing, vers 1, 2 en 3, om ons voor te berei en ons